Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons en dat hy ook goed gedink het om hierdie nuwe dag tot ons lewens toe te voeg. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën by ons oordeenking vanmôre. Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie boodskappe oor Pinkster en oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek het vir u gesê dat dit een van die belangrike datums is op die Christelike kalender. Vir u gesê Paasfees herdenk ons ook die dood van die Here, waar hy in ons plek aan die kruis gesterf het, en ons vier ook Pinksterfees, waar ons dan hierdie belofte van die Here Jesus wat hy op aarde gemaak het, ontvang, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat ons ook sal lei in die volle waarheid. Nou ons daar reeds na 'n hele klompie gedagtes gekyk, dat die fokuspunt van die Heilige Gees se bediening sal wees om Jesus te verhoog, om ons te leer alles wat Jesus ons geleer het, te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om ons sekerheid van saligheid te gee. Maar vanmôre gaan ons ook kyk na die gedagte van dat die Heilige Gees leer ons getuig. Nou vriende, ons beleef 'n tyd waar baie mense sê, maar luister, ek is 'n introvert, ek kan nie regtig getuig nie, ek kan nie regtig praat nie, dit is vir my baie moeilik om met mense te praat, en wil ek vir u sê, ek dink ons almal val in daai kategorie. Die meeste van ons is maar skaam, ons is teruggetrokke, ons is bang, ons praat nie graag nie, ons is baie keer maar stiller in 'n geselskap as ander mense, maar tog het die Here ons geroep om 'n getuie vir hom te wees, en hy sê vir ons hoef dit nie in ons eie krag te doen nie. Hy het sy Heilige Gees juis gestuur om ons te help om te getuig, en daarom ook, vriende, in my prediking, in my persoonlike lewe, in my getuienislewering, of ek by die golfbaan is, of ek met iemand praat in die straat, vra ek die Here altyd deur sy Gees om my die wysheid te gee, die insig en die nodige krag, om dan uit my gemaksone te kom. Want ek praat nie oor myself nie, ek praat oor Christus en hom as gekruisigde. So kom ons kyk wat sê die Bybel oor dat die Heilige Gees ons help om te getuig. Handelinge 1:7 sê, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou baie interessant is dat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, en ons lees van Petrus wat hierdie besondere boodskap preek, en nou dink mense, ja, maar hy was 'n apostel en hy het seker baie vrymoedigheid gehad. Nee. Kom ons gaan bietjie terug na 'n paar hoofstukke vorentoe, en ons sien hoe Petrus Jesus 3 maal verloon het, toe die diensmeisie vir hom gesê het, luister, jy is ook een van Jesus se volgelinge, en hy skaam kwaad geword het, en selfs Jesus verloon het, en selfs hom verwens het, en gesê het, ek ken hierdie Here Jesus nie. Hierdie selfde Petrus staan op Pinksterdag in die krag van die Gees, en hy preek hierdie besondere boodskap, en die Bybel sê, en die ander apostels het saam met hom hierdie waarheid aan die mense verkondig, en 3000 mense kom tot bekering. So wat probeer ek vir u sê, vriende, dat as ons praat, gaan 3000 tot bekering kom? Nee. Maar wat ek vir u wil aanmoedig is, dat ons ook 'n getuie vir Jesus sal wees. Die Bybel sê nie, miskien sal ons 'n getuie vir hom wees nie, ons sal. Dis 'n definitiewe gegewe, dat ons 'n getuie vir die Here sal wees. En daarom pleit ek by u dat, by u werksplek en waar u jouself bevind, by u familie en die vriende, om 'n getuie vir die Here te wees. En ag vriende, u hoef nie altyd mense oor die vingers te tik vir die sonde wat hulle doen nie, maar u kan getuig aangaande Christus, dat hy by jou kom stil staan, dat jou oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, jou gewys het dat jy skuldig voor hom staan, jy in geloof Christus as saligmaker aanvaar het, en dat Jesus Christus nou jou redder is. Vriende, en die feit dat hy ook soek en red die wat verlore is. En daarom getuig ons nie oor onsself nie. Ons praat nie heeltyd oor wat die Here konsys vir ons gedoen het, en jy weet hoe hy ons seën met tydelike dinge, en so probeer ons mense ooreed om ook 'n Christen te word, terwyl hulle nie eens verstaan wat die evangelie behels nie. Ons doel is om 'n getuie te wees. Hierdie getuie gaan oor dat eens was ek duisternis, en nou is ek lig in die Here. 'n Getuienis vir Christus is nie health, wealth en prosperity nie. Dit gaan oor die persoon van Jesus Christus, die Godmens wat na hierdie aarde gekom het, 'n volmaakte lewe geleef het, 'n eenmalige, volkome volmaakte dood gesterf het, die dood, die hel, die duiwel oorwin het, opgestaan het, opgevaar het en gesê het, kyk, ek kom weer en sal julle na my toe neem. Ons sien reg deur die Bybel dat kinders van die Here getuies vir die Here is. Die eerste gemeente, Handelinge 8 sê vir ons, en die wat verstrooi was uit die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Die woordjie evangelie is die woordjie goeie nuus aangaande Jesus Christus, die verlosser wat na hierdie aarde gestuur is. So toe hierdie eerste gemeente, die klomp wat tot bekering gekom het, oor die aarde verstrooi was, in baie moeilike situasies hulle self bevind het, het hulle die evangelie verkondig. Paulus sê die Bybel vir ons,
nadat hy tot bekering gekom het, Handelinge 9 vers 20, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die seun van God is. Nou ons almal is nie Paulus nie, maar as jy weergebore is, het jy dieselfde gees as die apostel Paulus ontvang, en moet ek en jy ook 'n getuie wees. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat ons as kinders van die Here moet getuig. Die gebed van my hart is dat ons regtig swaar sal steen op die Here, om ook 'n getuie vir hom te wees. Vriende, dan kom ons ook by die gedagte vanmôre uit, dat die Heilige Gees ons help om te bid. Nou, getuienislewering en gebed is albei baie moeilike sake in die kind van die Here se lewe. Om te getuig, ons is baie keer skaam, ons is baie keer bang, dat mense ons sal afjak, en dit sal soms gebeur, dat mense ons sal afjak. Maar vriende, dit maak nie saak nie, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Christus. Maar ook wanneer dit kom by gebed. Ons as kinders van die Here sukkel baie keer met gebed. Eerste plek, omdat ons dikwels ongedissiplineerd is. Ons sit nie tyd eenkant vir gebed nie, omdat ons gedagtes dikwels dwaal, omdat ons baie keer nie die belangrikheid van gebed verstaan nie, omdat ons baie keer dit moeilik vind om met iemand te praat wat ons nie kan sien nie. Maar die Bybel sê vir ons dat ons nou vir die Heilige Gees moet vra. Heilige Gees van God, ek weet nie reg wat nou om te bid nie, maar ek vra u help my. Dis 'n opdrag van God dat ek moet bid. Jesus is my voorspraak, hy is my hoëpriester wat vir my intree by die Vader, maar ek het 'n verantwoordelikheid om tyd eenkant te sit, om my te dissiplineer, om te bid. Gebed gaan nie oor hierdie geweldige mooi woorde wat ek uitspreek en probeer God beïndruk deur hierdie woordkeuses van my en die sinne wat ek mooi struktureer nie. Dit gaan oor 'n hart wat roep om genade, om wysheid. En hoor dit sê Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, wat ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in. Ag vriende, baie keer sal ek sekere dinge in my gebed vir die Here noem. Ek sal hom dank vir sy goedheid, sy genade, sy guns, hom dank vir sy woord, dank dat hy my siel gered het. En dan sal ek begin bid, miskien vir gemeentelede, siekes, ons land, die behoefte in ons land. En dan kom maar tye wat my hart so gedruk is deur die laste en die sorge van die lewe, dat ek sê, Here, u weet alles. Somstyds sal daar trane wees wat 'n mens voor God uitstort sonder baie woorde, maar God weet. Somstyds is daar 'n gebed wat 5 minute is en somstyds 'n gebed wat 10 minute lank is. Maar dit gaan nie oor die gedagte van hoe lank bid ek nie. Maar dit gaan oor, is my hart verenig in my gebed. En daarom het ons die Heilige Gees nodig om ons te leer wat om te bid. Gebed gaan altyd oor die verheerliking van God die Vader deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Die Onse Vader gebed is 'n baie wonderlike gebed wat vir ons leer, ons bid Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Dit gaan altyd oor God se eer. En dan gaan dit oor om God te dank vir ons daaglikse versorging, die vergifnis vir sonde. Ons bid vir ander, ons vergewe. En so 'n gebed, vriende, help die Here ons om te groei in ons geestelike lewe. Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. 'n Kind van die Here wat vir weke sonder gebed kan gaan, moet regtig seker maak hy is gered. Want die Gees van God kan nie stil bly in ons binneste nie. Hy roep aanhoudend uit, Abba Vader. Dis hier die aanhoudende begeerte, ek moet met God praat. Ek moet eenkant kom, ek moet tyd neem, ek moet bid, ek moet vra, ek moet smeek, ek moet pleit, ek moet danksegginge doen in my gebed. En dis die Gees wat dit in ons harte werk. Die normale mens, vriende, wil nie bid nie, maar die kind van God is iemand wat wil bid. Hy weet nie altyd hoe nie, maar hy wil bid, want God se Gees werk dit in hom. Iemand het eendag gesê, gebed is nie die laaste uitweg nie, maar dis die eerste prioriteit. Kinders van die Here moet tyd eenkant sit vir gebed. Vriende, en dan baie belangrik, gebed is nie 'n twee-rigting gesprek, waar ek met God praat en hy nou met my praat nie. Nee, gebed is die uiting van 'n afhanklike en dankbare hart voor die ewige God, wat vanuit sy onfeilbare woord homself al meer en meer aan my openbaar. Met ander woorde, gebed is wanneer ek klaar God se woord gelees het. Die Here oortuig my miskien van sonde in my lewe. Die Here bring dankbaarheid in my hart omdat ek lees van sy verlossingswerk. Ek lees miskien van sy goedheid, sy genade en sy guns. Daar is iets uit die woord wat my hart tref en nou antwoord ek in gebed. Ek sê, Here, ek het gehoor. Ek antwoord, hier is ek. Neem my lewe, laat dit, Heer, u gewy wees meer en meer. Daarom is belangrik dat ons sal weet, vriende, dat gebed
van kardinale belang is in ons geestelike lewe. Vriende, gebed is om te weet dat selfs die onuitgesproke woorde en versigtinge deur die Heilige Gees bekend is aan God. Belangrik om te weet dat gebed se wese en doel is om, soos Jesus te sê, Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, ongeag my omstandighede en situasie. Vriende, die hart van gebed is om die bidder te verander en nie soseer die omstandighede rondom ons nie. Elke bidder se begeerte is, Here, minder van myself en meer van U. So die Heilige Gees leer ons getuig, die Heilige Gees leer ons bid. Kom ons vra die Here, Here, leer my meer en meer om te word soos U en gehoorsaam te wees aan U en te doen dit wat U in die woord vir my sê, alles deur die kragvolle werking van U Gees in my lewe. Groete vir U, mooi dag verder, tada.